Dit is donderdag 30 Julie hier op Stroomop. Dit is 6:26 en hier is vanoggend se nuusbulletin. Die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente het 'n skikking bereik om alle onderwysers teen 31 Maart 2027 teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister te keer. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die ooreenkoms as 'n hofbevel bekragtig na 'n saak wat Section 27 namens die Teddy Bear Foundation gebring het na die verkrachting van 'n 12-jarige meisie deur 'n skoolopsigter in 2015. Woordvoerder Gillian Pillay het gesê die skikking gaan oor die beskerming van kinders se grondwetlike regte op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die aansoek teengestaan en ontken dat hy vir die vertragings verantwoordelik is, waarna uitspraak in sy saak voorbehou is. Die regstryd oor die voorsorgskorsing van die Tshwane stadsbestuurder Johan Metler het gister in die Gautengse Hooggeregshof in Tshwane begin. Die DA in solidariteit het die hof genader nadat die raadsvoorsitter Mthedi Ntshwangana 13 stemme van die telling afgetrek het tydens 'n vergadering op 25 Junie wat tot Metler se skorsing op 9 Julie gelei het. Anton van der Byl van Solidariteit het aangevoer dat die besluit onwettig en irrasioneel is en dat Metler sonder behoorlike redes geskort is. Advokaat Phumotso Managa, wat in Swanana verteenwoordig, het die dringendheid van die saak betwis en regter Karen Pillay het die uitspraak tot Vrydagoggend voorbehou. Die Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg het intussen oupa Brown Mogotsi se dringende borgtog appel afgewys omdat hy nie 'n verifieerbare woonadres kon verskaf nie. Mogotsi staar 5 aanklagte in die Johannesburgse Landdroshof in die gesig nadat hy na bewering 11 skote met 'n onwettige vuurwapen op sy eie motor geskiet en die voorval vervals het. Senior staatsadvokaat Tami Mpekana het gesê Mogotsi het geen nuwe feite voorgelê nie en bloot sy vorige getuienis herrangskik. Mogotsi bly in aanhouding terwyl sy naam ook in die Madlanga Kommissie se korrupsieondersoek genoem word. Die Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het aangekondig dat daar nou 620 geregistreerde politieke partye in Suid-Afrika is teenoor 508 in Maart. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Mamabolo het in Centurion gesê 76 partye en 39 onafhanklike kandidaate gebruik reeds die aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel. Die kommissie sal 23.699 stemlokale oopstel vir die finale registrasie naweek voordat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Tlabisa, die verkiesingsdatum in vroeg Augustus 2026 proklameer. Mamabolo het beklemtoon dat die kieserslys op die dag van proklamasie sluit. In die Oos-Kaap het Nelson Mandela Bay se onderburgemeester Gary van Niekerk 'n pleitooreenkoms van die staat van die hand gewys en sal hy nou op 8 Desember in Gqeberha Landdroshof verhoor word. Van die kerk staar aanklagte van kuberbedrog en oortreding van die wet op munisipale finansiële bestuur in die gesig nadat hy na bewering in Junie 2022 die regsfirma Botswana Burns Attorneys sonder magtiging aangestel het. Die staat was bereid om aanklagte oor R520.000 te laat vaar en slegs vir 'n skuldigbevinding van R30.000 te pleit, maar van die kerk weier om skuldig te pleit en 'n kriminele rekord te kry. Hy hou vol dat hy in goeie trou en in die beste belang van die munisipaliteit opgetree het. Die Wes-Kaap het ook 'n nuwe permanente provinsiale polisiekommissaris gekry. Luitenant-generaal Sizakele William Jantjie neem die pos vanaf 1 Augustus oor nadat sy aanstelling Woensdag saam met premier Ellen Windey en die provinsiale minister van polisie oorsig Anrou Maree bekend gemaak is. Jantjie volg luitenant-generaal Timbisile Patikele op wat verlede maand afgetree het. Hy het 'n 34 jaar lange loopbaan in die polisie en was voorheen distrikskommissaris van die Weskus. In die parlement het die betrokke komitee met 15-13 stemme besluit om die konstitusionele hof te nader om appel aan te teken teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof se interdik wat die openbare verhore oor die Palapala saak opskort. Die ANC was gekant teen die appel terwyl EFF
en IAT-lede die party van vertragings beskuldig het. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana van Rise Mzansi, het bevestig dat die komitee weer aanstaande Woensdag en Vrydag sal vergader. In KwaZulu-Natal is 'n voormalige subkontrakteur van die eThekwini munisipaliteit tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir die diefstal en vernietiging van munisipale kragkabels ter waarde van R1 miljoen. Twee medebeskuldigdes het onderskeidelik 3 en 5 jaar tronkstraf gekry nadat hulle in 2022 in Umkomaas op heterdaad betrap is terwyl hulle kabels gestroop en verbrand het. Munisipale woordvoerder Gugu Sisalana sê die vonnis is 'n belangrike oorwinning in die stryd teen infrastruktuurmisdaad. Die provinsiale minister van samewerkende regering, Thulasizwe Buthelezi, het gesê kabeldiefstal ontwrig munisipale bedrywighede ernstig. Groot kommer heers in die Wes-Kaap nadat Premier Foods aangekondig het dat hy sy inmaakfabriek in Tulbagh gaan sluit, omdat dit nie meer ekonomies volhoubaar is nie. Die besluit wat sowat 3 maande voor die volgende oesseisoen geneem is, plaas duisende permanente en seisonale werkers se inkomste in gevaar. Die maatskappy het reeds 'n artikel 189 konsultasieproses met geraakte werknemers van die Fruit Products Western Cape fabriek begin. Premier Foods het in 'n brief van die produsente gesê dat die vinnige wêreldwye agteruitgang van die bedryf hom tot die finale besluit gedwing het. Die ANC gaan die uitslag van die tussenverkiesing in wijk 28 in Mfuleni in die verkiesingshof betwis. Sekretaris-generaal Fikile Mbalula het gesê daar is onreëlmatighede met die kieserslys, aangesien sowat 100 kiesers by 'n enkele adres geregistreer is. Die DA die wijk in Mei maand met slegs 8 stemme gewen, nadat sy steun tot 32,3% gestyg het, terwyl die ANC 32% behaal het. DA-leier Jordan Jeloos het die oorwinning vroeër saam met die nuwe raadslid Maki Chabalala gevier. In die Wes-Kaap is daar steeds geen nuwe provinsiale minister van onderwys aangestel nie, byna 1 maand nadat David Meyer die pos verlaat het om as nasionale minister van bosbou, visserye en die omgewing te dien. Opposisiepartye eis dat premier Ellen Windey dringend 'n aanstelling maak omdat die tydperk vir skoolplasings en die matriek eindeksamen naderkom. Windey se woordvoerder Reagan Thor het bevestig dat Anton Bradell tans in die pos waarneem. Daar is nog geen amptelike tydsraamwerk vir 'n permanente aanstelling nie. Die lijk van Shane Arends, 'n staatsgetuie van Gqeberha wat sedert 9 Julie vermis was, is in die Gqeberha gebied gevind. Arends is na bewering deur mans in polisie-uniforms by sy huis ontvoer nadat hy 'n aanrandingssaak teen die polisie-aanhanger gemaak het. Hy was 'n sleutelgetuie in die saak waarin 10 mense in 2023 by 'n dwelmhuis in KwaNobuhle doodgeskiet is. Kaptein Sandra Jansen van Rensburg het bevestig dat sy familie hom aan 'n kenmerkende tatoeëermerk op sy regterbeen uitgeken het en dat die polisie nou 'n saak van moord ondersoek. Toyota Suid-Afrika herroep meer as 2000 Urban Cruiser voertuie weens 'n vervaardigingsfout met die brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie het gewaarsku dat die fout kan veroorsaak dat die meter meer brandstof aandui as wat werklik in die tank is, wat daartoe kan lei dat voertuie sonder waarskuwing ontklaar kan raak. Die herroeping raak 2208 voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie 2025 versprei is. In Zimbabwe het wetenskaplikes 'n nuwe dinosaurus spesies Musango matussodanensis geïdentifiseer op grond van 'n fossielskelet wat in 2018 aan die oewer van die Karibameer gevind is. Die spesies het sowat 210 miljoen jaar gelede tydens die laat Trias geleef, was ongeveer 4,5 meter lank en het 222 kilogram geweeg. In die Midde-Ooste het Iran 'n reeks missielaanvalle op Amerikaanse magte geloods, terwyl Amerika en Saudi-Arabië teenaanvalle op Iran gesteunde milisies in Irak uitgevoer het. Volgens die Popular Mobilization Forces is minstens 20 vegters en 6 Iranese adviseurs in aanvalle in die ooste van Irak dood. Die spanning het toegeneem nadat Saudi-Arabië die milisies van hommeltuig aanvalle op olie-infrastruktuur beskuldig het.
Brent olie het met 7,3% tot $88.09 per vat gestyg, terwyl die kantoor van die Irakse president Nizar Hamidi die aanvalle as 'n skending van Irak se soewereiniteit veroordeel het. In Amerika, Dr. Anthony Fauci herhaaldelik sy reg op die 5de wysiging gebruik en geweier om vrae te antwoord tydens 'n omstrede senaatskomitee verhoor oor die hantering van die coronavirus-pandemie. Die verhoor is gelei deur die Republikeinse senator Rand Paul van Kentucky, wat Fauci daarvan beskuldig dat hy voorheen onder eed gelieg het oor die oorsprong van die virus en navorsing in Wuhan. In New York het Salamanca City skoolstelsel planne om 'n mensagtige kunsmatige intelligensie robot Sally in klaskamers te ontplooi, tydelik opgeskort na wydverspreide protes. Die skoolraad het die robot vir $60,000 van Realbotix gekoop om as 'n tutor vir robotika studente te dien. Die vakbond New York State United Teachers onder leiding van Melinda Person het besware geopper oor studente privaatheid en Realbotix se bande met 'n sustersmaatskappy wat sekspoppe vervaardig. Superintendent Mark Bieler het gesê die robot sal data slegs plaaslik stoor en was nooit bedoel om menslike onderwysers te vervang nie. Ja, nou wonder ek het, sal hulle nou 'n vrou, jong, seksie vroue onderwyseres, of sal hulle een van daai uit ons dae soos Fennas, wat ons op Hoërskool Middelburg 6 van die bestes kon gee. Ons leef in 'n strange world, Master Jack. Dis ons nuusbulletin vir oggend hier op Stroom op.